Aan al ons kykers en luisteraars by die huis, weer eens baie welkom, ook aan elkeen van julle. En dit is my gebed dat die Here met julle net so helder en duidelik sal praat, soos ek glo met elkeen van ons hier, en dat vir julle net so 'n besonderse geleentheid sal wees. Kom ons sit net so, en dan sluit ons oë in gebed. Opgestane Here Jesus Christus, vandag is ons nie meer hartseer nie. Vandag is ons nie meer stil nie. Vandag is ons opgewonde. Vandag is ons oorlaai met vreugde, want die graf is leeg. Die klip is weggerol. Die doeke is mooi eenkant opgevou. Die manne in blink klere het gemeld, u is nie meer daar nie, want u het opgestaan. Met daardie vreugde is ons vandag hier in die huis by mekaar. En kom sing ons saam en loof en prys ons u naam en verheerlik ons u vir die grootte God wat u is. Saam met die lof en die aanbidding kom raak ons ook stil in die teenwoordigheid, kom vind ons rus in die skadu, kom neem ons sitplek in by die voete en bid ons Here, dat u stem, u gees, u teenwoordigheid ons sal kom vervul van kop tot toon. Dat ons u stem sal hoor. Seën ons almal wat hier by mekaar is. Ons dink aan hulle wat graag vandag hier sou wou wees, maar nie kan nie, wat die rede ook mag wees. Ons bid dit alles in u groot naam alleen. Amen. Lukas 24, en daar is 'n spesifieke rede waarom ek vanoggend die Lukas weergawe gaan lees. Ons sal net nou 'n bietjie meer daarna kyk. Lukas 24 vanaf vers 1. Die opskrif meld, Jesus het opgestaan. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Nou ek wil net vir 'n oomblik gou daar stop. Ons moet onthou dat Jesus het eers laat Vrydagmiddag gesterf. En sodra die son sou sak, sou die Sabbat begin het vir die Jode. So toe Jesus sterf, was daar geskarrel om sy liggaam betyds af te kry van die kruis, dit te behandel, toe te draai in linne en in die graf neer te lê voordat die son sak. So die proses was dalk bietjie afgejaag, dit was dalk nie so deeglik gedoen, soos wat Jesus se geliefdes dit graag sou wou hê dit moes wees nie. En dit is die rede waarom die vrou op die Sondagmôre na die graf toe kom. Om seker te kom maak dat Jesus se liggaam reg behandel is en reg voorberei is met die mirre en met linne toegedraai is. So die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang wat van die graf af is. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus Christus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus,
Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daarvoor oorbuk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy toe terug huis toe. Net tot sover ons gedeelte dan vir vandag. Vriende, soos reeds gesê, vorm vandag 'n baie vreugdevolle en opwindende dag vir elkeen van ons. Want vandag herdenk ons die opstanding en die lewe van ons Here Jesus Christus. Ons herdenk vandag 'n historiese gebeurtenis wat as uiters kosbaar en as uiters kardinaal bestempel word binne die Christelike geloof, binne die Christendom. Sonder hierdie opstanding van Christus het die Christendom geen nut nie en sou daar vandag nie so iets gewees het soos 'n kerk en 'n geloofsgemeenskap nie. Die lewe en die kruisiging en die opstanding van Jesus vorm die absolute kern van ons verlossingsleer en van die evangelie wat die wêreld daar buite op 'n daaglikse basis konstant moet hoor. Dit is so, vriende. Ons weet dat Jesus 'n uitstekende leermeester was en dat hy goeie onderrig gegee het, maar dit vorm nie die kern van die verlossingsleer nie. Ons weet dat hy tydens sy aardse bediening ongelooflike wonderwerke verrig het, maar ook dit vorm nie die kern van die verlossingsleer nie. Daarmee saam weet ons dat Jesus ook altyd daar was en homself bemoedig het en die armes en die onderdruktes jammer gekry het en bygestaan het, maar selfs dit vorm nie die kern van die evangelie nie. Dis alleenlik die onvoorwaardelike geloof in die opstanding en in die lewe van Christus wat vir my en vir jou heilige erfgename van God maak. 'n Heiden kan in hierdie 3 bogenoemde goed ook glo. Hulle kan ook glo dat Jesus wonderwerke gedoen het en goeie onderrig gegee het en daar was vir die armes en die onderdruktes. Maar deur daardie aspekte geglo, maak nie van jou noodwendig 'n kind van die Here nie. Dit maak nie noodwendig van jou 'n volgeling van Christus nie. Dis alleenlik die onvoorwaardelike geloof, die keuse wat ek en jy maak om in die opstanding en in die lewe van Christus te glo, wat my en jou oorwinnaars maak saam met die opgestane Here. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 17, as ons nie in die opstanding glo nie, as ons dit nog nie deel van ons identiteit gemaak het nie, dan is ons nog self verlore en vasgevang in ons eie sondes. En daarom spring ek sommer hier aan die begin van die diens, hier aan die begin al in die diepkant in, en ek vra vir elkeen van u, oom, tannie, vriend, vriendin, kyker, luisteraar, glo jy in dit wat ons sopas saam gelees het? Glo jy onvoorwaardelik daarin dat Jesus vir 3 dae dood was en dat hy daarna opgestaan het en self uit die graf uitgeloop het? Glo jy onvoorwaardelik ook daarin dat die klip weggerol is en dat Jesus daardeur nie net die dood nie, maar ook die bose oorwin het? Glo jy onvoorwaardelik daarin? Of ervaar jy nog 'n mate van twyfel? Ons lees dat Thomas het geweldig gesukkel met hierdie gebeurtenis, met hierdie aankondiging. En hy het reguit gesê, ek sal dit eers self glo as ek die Here Jesus Christus met my eie oë kan sien en die merke aan sy hande en aan sy voete en die wond van die spies, as ek dit met my eie oë kan ervaar. Is daar van ons wat net soos Thomas by onsself dink, hierdie verhaal, hierdie aankondiging,
dat Jesus opgestaan het, dat hy nie meer in die graf is nie, dat hy lewe, dit klink so bietjie bo-natuurlik. Dit klink so bietjie onrealisties. Thomas was daar. Hy het die Here Jesus self sien hang. Hy het gesien hoe Jesus sy laaste asem uitblaas. Hy het gesien hoe die laksman die spies in sy sy insteek en die liggaam het glad nie reageer nie. Hy het gesien hoe Jesus se liggaam afgehaal word en in die graf geplaas word. Nou hoor hy met eens hierdie nuus. Hierdie einste man wat hy met sy eie oë sien sterf het, leef. Vriende, sou baie van ons nie dalk maar ook soos Thomas gewees het as so 'n gebeurtenis in die moderne tyd met ons of met 'n geliefde van ons gebeur het nie. As 'n geliefde van ons, as ons by daai siekebed was en by daai sterfbed was en ons het gesien hoe een van ons geliefdes sterf en 3 dae later kom iemand na ons toe en sê vir ons, daai einste geliefde van jou wat jy met jou eie oë sien sterf het, hy het sy leef weer. Ek dink nie 'n mens moet hier te krities wees op Thomas nie, want ek dink almal van ons sou redelik in dieselfde mate reageer het as dit met iemand in ons vriendekring of familiekring so 'n gebeurtenis plaasgevind het. Sukkel ons ook dalk om hierdie geweldige groot gebeurtenis volkome te glo? Nou dit is so, vriende, dat ek en u nie onsself in die bevoorregte posisie vind, dat ons Jesus met ons eie oë fisies kon sien, nadat hy die dood uit opgestaan het. 'n Mens sal baie sien op sosiale media en in die wêreld daar buite hoor, dat daar mense is wat tot in vandag se dae, dit proklameer, dit verkondig dat Jesus aan hulle verskyn het. En hoor my mooi, ek sê nie dit is nie so nie, vir die Here is enige iets moontlik. En as dit aan sy wil is dat hy tot in die jaar 2025 aan sekere individue op hierdie aarde verskyn, glo ek dit kan gebeur. Maar vir die res van ons, wat nie so 'n wonderbaarlike gebeurtenis ervaar nie, wat nie in daardie bevoorregte posisie is nie, vir ons kan dit dalk bietjie moeiliker wees om aan hierdie wonderwerk gebeurtenis vas te hou en waarlik daaraan te glo. Juis omdat ons nie fisies daar was. Maar weet jy wat, vriende? Die Here het seker gemaak dat ons wel iets het wat net so 'n sterk, konkrete, rotsvaste, geloofswaardige bewys is van Jesus se opstanding. Al was ek en u nie self daar nie. Ons ken die liedjie, al was ek nie daar nie, weet ek dis. Ons het iets net so sterk, net so geloofwaardig, waaraan ons kan vashou. En dis die Bybel. Ons het die Bybel. En wat belangrik is, vriende, is dat hierdie boek is nie maar net vol verhale, vol mites of vol stories nie. Glo dit of nie, ons sit hier met 'n versameling beëdigde verklaringe wat deur ooggetuies afgelê is. Nou ek wil u graag herinner, wat is 'n beëdigde verklaring? Ek het die definisie op die skerm. 'n Beëdigde verklaring is 'n skriftelike verklaring van feite wat onder eed beëdig en geverifieer is deur die persoon wat die verklaring aflê, bekend as 'n beëdigde, voor 'n persoon wat gemagtig is om die ede af te lê. Dit is in wese 'n formele verklaring dat die afvalant glo dat die inligting in die dokument waar en akkuraat is en dat hulle bewus is van die regsgevolge van die maak van vals verklaringe. Beëdigde verklaringe word algemeen in regsgedinge as bewyse gebruik, en hier kom die belangrike deel, ek het hom juis onderstreep. Veral wanneer lewendige getuienis nie
moontlik is nie. Met ander woorde, 'n beëdigde verklaring dra dieselfde status, dit het dieselfde gewig as 'n ooggetuie. En daarom al was ek en u nie fisies op Golgotha nie, en al was ons nie deel van die groep wat Jesus fisies na sy opstanding kon sien nie, het ons net so 'n kragtige bewys tot ons beskikking. En dit is hierdie beëdigde verklaringe wat saamgevat is in die Bybel. En wie was die kommissaris van ede? Die Here God self. Want die skrif sê vir ons dat die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Met ander woorde, hierdie ooggetuies het hulle beëdigde verklaringe geskryf. En die Gees was die kommissaris van ede wat sy stempel daarop gesit het. En deur daardie stempel word dit nog soveel meer versterk dat hierdie dokument wat ons hier het, kan ons glo, kan ons vertrou. Dit getuig 100% oor die waarheid wat daardie tyd afgespeel het. 3 dae na Christus se kruisiging. Nou as 'n mens so deur hierdie beëdigde verklaringe lees wat in die Bybel voorkom, is daar veral 5 aspekte wat ek vlugtig net wil uitlig. As 'n mens hierdie beëdigde verklaringe so langs mekaar plaas en jy sien hoe hulle oorvleuel. Want dis die wonderlike van die Bybel. Elkeen se beëdigde verklaring sluit ten noue aan by die volgende persoon. Hulle verskil nie van mekaar nie. Hulle vorm 'n eenheid, want hulle oorvleuel, hulle getuienis is dieselfde. Die eerste een aspek wat vir my uitstaan, handel oor die profeseë wat gemaak is aangaande die Messias se koms. Ek weet nie of u dit weet nie. Die eerste profesie aangaande die Messias se koms lees ons alreeds in Genesis 3. Waar die Vader vir die slang sê, daar sal iemand kom en hy gaan jou kop vermorsel. Ja, jy gaan hom in die hakskeen byt, gebeure van Golgotha, maar jy sal sy kop vermorsel. Daar vind ons alreeds die eerste voorspelling, die eerste profesie aangaande die koms van Christus. En dan het ons net nou so 'n mooi pragtige voorbeeld saam gelees in Jesaja 56 as fotum, 'n profesie wat 700 jaar voor Christus se koms al neergeskryf is. En iets saam met my gehoor, die mooi detail van wat met die Messias sou gebeur. En presies so het dit ook afgespeel op Golgotha. As ons oorgaan in die Nuwe Testament toe, het Jesus self geweet wat vir hom voorlê. Hy self het 3 maal, Markus 8, Markus 9, Markus 10, self profeseë gelewer oor die pad van lyding, die pad na die kruis, die pad na die oop graf wat vir hom voorlê. En dit vorm maar 'n druppel in die emmer van al die profeseë wat in hierdie kanon van boeke vir ons aangeteken is. Geleerdes is van mening dat daar tussen 300 tot 400 profeseë binne beide die Ou en die Nuwe Testament gerealiseer het met die aanbreek van die kruisiging en die opstanding. Wat 'n wonderlike wete dat ons met soveel beëdigde verklaringe sit, soveel profeseë en almal van hulle het realiseer. Die tweede ene aspek wat vir my oorvleuel, handel oor die bevestiging van Jesus se dood. Ek het dit net nou genoem, maar iemand onthou dat by daardie kruise het daar 'n laksman gestaan. Dis nie sommer net enige persoon wat in beheer was van hierdie sterwing van hierdie persone aan die kruis nie. Dit was 'n professionele persoon wie se werk dit was om seker te maak dat hulle wat gekruisig word wel sterf. Dis sy taak om op 'n professionele wyse seker te maak dat daar nie meer lewe in die liggame is nie voordat hulle afgehaal word. Daar was so 'n persoon gewees
'n kenner op die terrein by die kruis van Christus. Dis dieselfde soos wat ons baie keer, wanneer 'n geliefde van ons heen gaan, dan vra ons 'n dokter of 'n medisy om te kom en net hierdie saak te kom bevestig, hierdie afsterwing te kom bevestig. Hierdie Laksman was daar, dit was sy werk gewees. En ons lees dat hy toetse gedoen. Daar's 'n spies in Jesus se sy ingesteek. Die liggaam het glad nie reageer nie. Die skrif sê vir ons, daar het net 'n mengsel van bloed en water uitgekom, maar Christus se liggaam het geensins reageer nie. En so het hy geweet dat Christus waarlik dood is. Daarna weet ons is Jesus se liggaam van die kruis afgehaal. Hy's in ten minste 50 kg se linne toegedraai. Met ander woorde, Jesus kon nie beweeg nie. Hy kon nie asemhaal nie. Niemand kon sy wonde behandel het nie. Hy kon nie kos inneem nie, hy kon nie water inneem nie. En direk daarna is hy in 'n koue, donker graf geplaas. En daar's 'n klip voor die graf geplaas, sodat niemand hom kon gaan versorg nie. Niemand kon hom gaan behandel nie. Alles tekens dat hy waarlik dood was. En dan is 'n mens oorbeweeg na nommer 3. Die wete dat hy leef. En dis waar Lukas se evangelie so mooi inkom. Lukas was 'n mediese dokter. Hy was 'n kenner op die terrein van lewe en dood. Dit was sy werk, dit was sy profesie. Hy self het gesien hoe Christus sterf aan die kruis. Hy het self gesien wat hulle met sy liggaam doen. En dan lees ons, skryf hierdie einste mediese dokter later 'n beëdigde verklaring, 'n mediese verslag, as ons dit so wil noem, 'n mediese getuienis, waarin hy sê, ek het sopas iets abnormaal in my werk, in my professionele lyn beleef, wat ek nog nooit gesien het. Behalwe vir die ander wonderwerke wat Jesus verrig het in sy teenwoordigheid. Wat hy sê, ek self het gesien hoe hierdie persoon aan die middelste kruis sterf. Maar hy leef. En ek as mediese dokter, ek het dit met my eie oë gesien. Ek het nie daarvan gehoor nie, ek het nie net ergens gelees nie. Hy het aan my verskyn. Ek was daar, ek was in sy teenwoordigheid. Nommer 4, sluit mooi aan by nommer 3. En dit handel oor hierdie verskyning van Jesus aan verskeie persone. Hierdie beëdigde verklaringe wat so mooi hieroor vleuel. En vir ons kom sê dat Jesus het sy opstanding nie stil gehou nie. Hy het uitgereik na mense. Dit het begin by die vrouens wat by die graf aangekom het, en die graf leeg gevind het, en die mans in blink klere wat vir hulle gesê het, maar Jesus is nie meer hier nie, hy leef. Daarna weet ons dat Jesus aan Maria verskyn. Hulle het gegaan, hierdie vroue, en het vir die mans, vir die apostels gaan vertel. Die skrif sê vir ons, die mans het hulle aanvanklik nie geglo nie. Die mans het gedink, hulle tree op daardie stadium nog emosioneel op. Hulle ervaar dalk posttraumatiese stres, of hulle ly nog aan skok. Ons lees Petrus het gaan kyk. Die geliefde disipel, lees ons een van die ander evangelies, het ook saam gegaan. En hulle die graf so leeg gevind. En dan kom die verskynings, een na die ander. Jesus verskyn aan sommige van die disipels, dan verskyn hy weer aan al die disipels waar Thomas by is. Ons lees Jesus het aan klein groepies verskyn, hy het aan groter groepe verskyn, hy het aan familie verskyn, hy het aan vriende verskyn, hy het aan volgelinge verskyn, hy het aan vyande verskyn. Paulus het 'n persoonlike ontmoeting met die opgestane Christus op die pad na Damaskus. Sien hy wat Christus al vir so lank tyd sy volgelinge vervolg en doodmaak. Hy tree in ontmoeting met die opgestane Christus. In 1 Korintiërs 15 lees ons, Jesus het op 'n kol aan 500 mense tegelykertyd verskyn.
En hierdie beëdigde verklaringe sê dit vir ons so mooi. Paulus getuig, hy sê, as julle nie my glo nie, as julle nie my woorde glo dat Christus opgestaan het nie, skryf hy sê, daar's nog ander ooggetuies wat nog leef. Gaan soek hulle op. As julle my nie wil glo nie, gaan soek die ander ooggetuies wat ook daar was. En vra vir hulle getuienis. En dan sê Paulus, maar wat dit vir my beteken, vir my belang is, ek weet met 100% sekerheid, Christus leef. Hy het met my in ontmoeting getree, ek het homself gesien, en ek kan nie daaroor stil bly nie. Ek moet daaroor praat. Ek moet dit wat ek gesien het met my eie oë, in woord en in skrif, met die wêreld deel. En dit bring my by die laaste oorvleeling, wat ek dink die mooiste, maar ook die belangrikste is van hierdie beëdigde verklaringe. En dit handel oor die verandering wat by Jesus se volgelinge plaasgevind het. Dink vir 'n oomblik saam met my terug aan die disippels voor Jesus se kruisgebeure. Hoeveel keer moes Jesus hulle nie aanspreek en vir hulle sê, julle is klein gelowig nie? Hoeveel keer het hulle oor die snaakste, onbelangrikste goed geredeneer, wat hy vir hulle moet sê, verstaan julle nou nog nie? Hoeveel keer lees ons, was hulle nie bang nie? 2 keer op die see. Dan in die tuin, op die ou en hardloop hulle weg en los vir Jesus heeltemal alleen. Petrus, Jesus se een van sy beste vriende, naaste volgelinge en binnekring disipel, verloon vir Jesus. Dis die aanvanklike beeld wat ons het van die disipels. En na die Here se opstanding, wat gebeur met hulle? Hulle verander van bang disipels na hierdie kragtige, sterk, vreeslose apostels. Apostels wat nadat hulle die opgestane Christus met hulle eie oë gesien het, nie meer bang was vir marteling nie meer bang was vir die dood nie. Ons weet dat 11 van die 12 disipels het op die ouende op 'n gruwelike, martelende wyse gesterf. Petrus is onderstebo gekruisig. Johannes het hulle lewendig probeer kook. Van hulle is onthoof. Van hulle se liggame is deur die strate van dorpe gesleep tot hulle dood was. Hulle was nie bang om deur hierdie lyding te gaan nie. Stefanus is gestenig. Ons weet wat met Paulus ook gebeur het. Maar hulle was so verander deur hierdie opgestane gebeurtenisse en deur die vervulling van die Gees, dat hulle ook nie anders te kon as om dit wat hulle ervaar het in woord en in skrif met die wêreld te deel nie. En hulle het vere gevoel wat die wêreld van hulle dink, en hulle het vere gevoel wat die wêreld met hulle doen. Want hulle hoofprioriteit was nie meer in die lewe om die wêreld gelukkig te stel nie, maar om die Here gelukkig te maak. En daarmee sluit ek vandag af. En my vraag aan u is weer eens, glo u? Dit help nie ons sit vanoggend net hier met kopkennis en ons sê ja, ons weet die Here het opgestaan. Die heidene weet dit ook. Het ons dit al ter harte geneem, onvoorwaardelik ter harte geneem, sonder 'n effense druppel van twyfel. Is dit deel van wie ons is? Ek wil 'n belangriker vraag vra as dit. Hoe het die opstanding van Christus jou verander? Wie is jy vandag weens en in die opstanding van die Here Jesus Christus? Is jy nog dieselfde persoon wie jy was voor jy jou hart vir die Here gegee het? Of het daar vernuwing in jou plaasgevind?
Het dit jou identiteit, jou menswees, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy omgaan met mense, het dit enigstens iets verander? Hoe het die opstanding van Christus jou lewe beïnvloed? En daai vraag stuur ek elkeen mee huis toe vandag. Want ons moet onsself gaan evalueer. As ek nog dieselfde mens is as die persoon voordat ek die Here ontmoet het, dan is daar 'n probleem. Maar as ons vandag net soos die apostels kan sê, ons is nuwe mense, ons is vreesloos vir die wêreld, ons is vreesloos vir die wêreld se intimidasie en vrees wat dit op ons probeer plaas. Want die wêreld is nie meer my hoofprioriteit nie, wat die wêreld van my dink is nie meer my hoofprioriteit nie. Dit gaan vir my alleen oor Christus en die verheerliking van die Vader se naam. Dis waar ons moet en wil uitkom. Mag dit dan ook so vir elkeen van u wees. Christus leef, hy het opgestaan. Hy het die graf verlaat. Hy het aan baie verskyn. Ons het die verklaringe. Deur dit meer en meer oor en oor te gaan lees, sal dit ons ook help om nog dieper in ons geloof te groei en nog nader aan die Here te beweeg. Amen. Here Jesus Christus, ons loof en ons prys U eindeloos. Dankie Here dat alhoewel ons nie fisies ooggetuies kan wees nie, behalwe vir die uitsondering vir die wat wel al die voorreg gehad het om in kontak met U te kom. Vir die res van ons sê vir U dankie vir hierdie kanonboeke, vir hierdie kanon beëdigde verklaringe, wat oor en oor oorvleelend kom getuig dat U leef, dat U opgestaan het, dat U onvoorwaardelik die Messias, die Seun van God is. Dankie dat ek daardeur deel mag hê aan die oorwinningsspan, dat ek ook kan weet ek is weens my verhouding met U, my geloofskoppeling aan U, is ek ook gered. Here, ek besef daar's van ons wat vir wie dit dalk op hierdie stadium nog net 'n kopkennis is. Ons weet U is gekruisig, ons weet U het bestaan, ons weet U het opgestaan, maar die skuif het nog nie plaasgevind van brein na hart nie. Dit is nog nie deel van ons sielsidentiteit nie. Ons twyfel dalk nog. Dit klink vir ons dalk nog bonatuurlik, bietjie onrealisties. Here, as daar van ons is wat vandag nog daarmee stoei, bid ek dat U Gees op elkeen sal neerdaal en ook daardie volkome sekerheid sal bring. Seën ons asseblief vir die res van vandag. Mag ons met mekaar en veral met ons kinders praat oor hierdie groot dag. Mag hulle die opgewondenheid en die vreugde in ons oë sien en ons woorde beleef. Want alles gaan op die ou en alleenlik net oor U. Amen.